Hartlike goeie dag, wonderlik om weer saam met julle te kuier, van my Yvonne Besuidenhout. Ansie Smit. Ons kuier weer vandag saam by die gebedsversoeke program op Kruiskyk TV. Ek hoop jy het onthou om jou versoeke te stuur en kry solank jou pen en papier bymekaar, want ons wil graag hê julle moet saam met ons bid, want hoe meer mense, hoe meer eenheid voor die Here. Onthou, ons het verlede week 'n paar geheime geleer. Ek hoop julle het dit toegepas en dat julle alreeds 'n verskil in julle lewe gaan sien. Vandag gaan ons verder met verskillende tipes gebede. Ja, ons praat vandag oor een wat vir my baie na in die hart lê. Matteus 18:18, bind en sluit. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. As ons kyk na die Afrikaans 53 vertaling, voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat julle op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Die boodskap druk dit ook baie mooi uit. Ek gee aan julle groot gesag. 'n ja van julle hier op aarde is 'n ja in die hemel. 'n nee van julle is 'n nee in die hemel. Is dit nie 'n wonderlike belofte nie? Die ja hier op aarde is 'n ja in die hemel. Die nee hier op aarde is 'n nee in die hemel. Ja, ons lees in die Amplified, hy sê, I assure you and most solemnly say to you, whatever you bind forbids, declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven, and whatever you loose, permit, declare lawful on earth shall have already been loosened in heaven. Wow, is dit nie wonderlik nie? So ja, die Here gee vir ons autoriteit, hier sien ons in hierdie gebed, autoriteit en mag. Sleutels is simbolies van ons autoriteit. Dit is die liggaam van God, sy kerk, sy kinders van God, moet hierdie sleutels gebruik maak vir sukses. Wat se sleutels gebruik ons? Wat kan ons in toepassing gebruik? Ons kan losmaak, ons kan oopsluit, ons kan toelaat, ons kan sê dit is toelaatbaar, ons kan toestemming gee, ingeleidheid. Die kerk en die kinders van God het hierdie sleutels ontvang simbolies. Onthou, Jesus het gesê, ek gee vir julle die sleutels. So kom ons gebruik hierdie sleutels om oop te sluit of toe te sluit. Ek en jy die autoriteit om oop te sluit of om toe te sluit. Gaan ons dit toelaat? Gee ons toestemming daarvoor? Waarvoor gee ons toestemming? Wat sê God se woord daaroor? So kom ons gebruik hierdie sleutels tot regte voordele en nie vir ons eie en selfsugtige redes nie. Nie om vloeke te probeer uitspreek oor ander mense nie, maar kom ons spreek lewe en dit wat die vyand aan jou wil aanbring, kan jy toesluit. Sê, Here, ek aanvaar dit nie. Ons sluit die werke van die vyand toe in die naam van Jesus. Ons is God se soldate en lewe volgens God se koninkryk. God het dit bedoel dat sy kinders die polisie moet wees hier op aarde en die duiwel en sy dinge moet weerstaan. Die woord van die Here sê ons, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. En ons moet dit in lyn moet bring met God se woord. Kom ons gebruik hierdie sleutels reg, sodat ons dit kan gebruik om volle autoriteit te neem oor situasies in ons lewe. Ja, die ander verwysing is Matteus 16 vers 19, wat ook sê, ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. As ons kyk Matteus 12 vers 28 en 29, God wil hê ons moet Satan, die duiwelse magte hier op aarde stop. Ons moet 'n einde maak in die situasie. En soos Yvonne gesê het, as daar iets gebeur, vra vir God, moet jy dit toesluit of moet jy dit oopsluit? Is dit sy wil om dit oop te sluit? Kom dit van hom af? Gaan ons dit toelaat? En as ons dan kyk,
In die Ou Testament, die Joodse rabbies het gebiede afgesteek of afgeklim of afgepen en dat hulle gesê, hier sal hierdie reëls, hierdie wette, hierdie regulasies sal hier werk. En kom ons doen dit dieselfde met God se koninkryk, dat ons die gebied sal afsteek vir ons en sê, man, in my lewe, in my kinders se lewe, my finansies, my gesondheid, gaan dit so en so werk, want dis wat God se koninkryk vir my toegevoeg het, en wat God se koninkryk vir my wil hê. Anders soos dan kyk na die Nuwe Testament, Jesus het vir Petrus geleer en vir hom gesê, ek gee hierdie sleutels vir jou, om dit te gebruik vir God se koninkryk. So as dit nie van God se koninkryk kom nie, dan kom dit van die koninkryk van die duiwel, die duisternis, dan gaan ons dit toebind, toemaak, ons gaan dit sluit, ons gaan dit nie aanvaar nie, dit kom nie van God se koninkryk nie, so ons kan onsself aanleer, kom hierdie dinge van God se koninkryk, pas dit in by die woord, pas dit nie in by die woord van God nie, dan weet ons moet dit toesluit, ons gaan dit nie toelaat nie, ons gaan dit bind. So dis goed om 'n fisiese sleutel by jouself te hou, baie keer gebruik 'n fisiese sleutel, as daar omstandighede, 'n storm kom, 'n siekte, en sluit dit fisies toe vir jouself, dat jy kan leer om autoriteit en gesag te neem oor hierdie omstandigheid. God gee dit vir ons, so ons moet dit gebruik. Baie keer sê ons, o nee, dis nie my verantwoordelikheid nie, of dis nie God se wil nie, maar jy moet jouself afvra, wat doen ek met hierdie sleutels? Wat sluit ek oop en wat sluit ek toe? So dis 'n groot verantwoordelikheid as ons in vandag se lewe kyk. Jy gee vir iemand verantwoordelikheid as jy vir hom 'n sleutel van die werk gee, as jy vir hom 'n sleutel van 'n kruis gee, as jy 'n sleutel van 'n motor gee, daar's reëls en regulasies wat jy moet toepas om oop te sluit en toe te sluit. So dis ons verantwoordelikheid, dis God se kinders, dis my en jou verantwoordelikheid om hierdie sleutels reg te gebruik, om dit oop te sluit, om dit toe te sluit. Sluit dit oop met God se woord en sluit dit oop in die naam van Jesus. Ja, die Here leer vir ons uit sy woord dat alles wat ons vra, hy sê alles wat julle vra in my naam sal julle verkry. Daarom as julle bid, hierdie sleutels van jou huis, die sleutels van jou kar, die sleutels van jou kruidenierskas, oopsluit. Al sien jy daai kas is leeg, begin dit aanspreek, sê in die naam van Jesus, verklaar ek 'n kruidenierskas vol kruideniers, 'n vrieskas vol vleis, genoeg brandstof in die tank, klere vir my kinders, nuwe skoene vir die skool, skoolfonds op datum betaal, lisensies van voertuie op datum betaal, begin dit verklaar, en jy sal sommer sien, dat hierdie sleutel wat jy gaan oopsluit, gaan vir jou veel vrug bring. So sluit oop, en sluit toe. As jy sien die duiwel wil vir jou kom loer, sluit toe, sê duiwel, jy het geen plek in my huis nie, jy het geen plek in my kinders se lewe nie, ek sluit jou werke in die naam van Jesus, gebruik daardie autoriteit, wat die Here vir jou gee, sluit oop, en sluit toe, en jy sal verbaas staan wat die Here gee. Moenie so angstig vinnig rondhardloop van die een punt na die ander punt sodra jy sien nie. Baie van ons, as ons sien die kruidenierskas begin 'n bietjie leeg raak, en jy kyk op jou horlosie, en jy sien jene die datum wys, dis nou maar die 15de of die 16de van die maand, dan begin jy angstig raak, maar nee, begin spreek oor jou kas, begin spreek oor jou finansies, en jy sal verbaas wees. Ek onthou, baie jare gelede, het ons verhuis vanaf Gauteng na die Vrystaat, en ons het baie laat die aand aangekom, net om by 'n toedeur te kom, want die mense wat ons meubels geskuif het toe nooit vir ons gesê, dat hulle nie die aand gaan aflewer nie, en ons het van geen idee gehad, wat ons gaan doen, waar ons gaan slaap nie, dit is 'n heel vreemde dorp, ons het nie geweet wat om te doen nie, maar die eienaar van die huis het wel vir ons gesê, dat hulle die sleutel sou los by die bure, en ons het gaan aanklop by die bure, en die bure het van niks geweet nie. En so het hulle ons toe verwys na iemand anders toe, en ons het na die mense se huis toe gegaan, en die vrou het gesê, miskien weet haar man, maar haar man is op die oomblik besig by die kerk, maar sy sal saam met my man gaan na die kerk, en net by haar man hoor of hy iets weet. Sy het so saam met my man gegaan, en hulle die man gevra, en hy het ook niks geweet nie. En hulle het ons teruggenooi na hulle huis toe. En
haar man het aanvanklik gesê, miskien, hy weet waar die mense wat voorheen daar gebly het, bly, miskien kan hulle uitry na die kerkdiens, hulle het by 'n jeug aand gewees, dan kan hulle gaan kyk of die mense dalk die huis het, se sleutels het, en hulle het gery, en hulle kon nie die man kry nie, en teruggekom, en ons was nog steeds op hierdie posisie, wat ons nie geweet het, wat om te doen nie. Die vrou bied toe aan, sy en die man, en sê, kom, bly vanaand by ons, en ek was half onseker, moet ek nou gaan bly by vreemde mense in hulle huis. Ek ken nie die mense nie, ons het 'n kar vol kinders ook nog, hoe kan ons nou net hierdie mense se huis betree? En iets wonderlik wat die vrou met my gedeel het daardie aand, en dis eintlik wat ek vir julle wou sê, is dat hierdie mense het God vertrou vir hulle vir voedsel, want hulle was in 'n posisie in hulle lewe waar die finansies skrap was. En die vrou sê, sy het die oggend gebid en gevra, Here, ek vertrou U vir vleis. Sy sê, en nie veel later as wat sy gebid het nie, klop iemand aan die deur en skenk aan haar hierdie groot, vet hoender. En sy sê, sy dink by haarself dat met hierdie hoender kan sy en haar man seker ten minstens 3, miskien 4 dae eet. Sy sê, en sy hoor duidelik die stem van die Here, wat vir haar sê, nee, maak die hele hoender gaar. Sy sê, en sy luister toe vir die stem van die Here, en sy maak die hoender gaar, en sy het nie geweet, hoekom sê die Here nie, en sy sê, maar toe daardie oomblik, toe besef sy, toe ons daar voor die deur is, met al die kinders, dit is wat die Here gesê het, hoekom sy moet gereed maak, die hele hoender, sodat sy vir ons kan kos gee. Daar voorsien die Here ook aan ons behoefte, in 'n vreemde dorp, in die middel van die nag, en hy voorsien vir ons 'n maaltyd, met hierdie hoender, en so kan ons vir julle baie getuienis nog vertel, van hoe die Here voorsien het vir baie mense, wanneer hulle, sy het gespreek en die Here gevra, en die Here het voorsien. In my en my man se daaglikse lewe, sien ons hoe die Here voorsien. Maar ek en jy moet die geloof hê, om te kan oopsluit, en te kan verwag, wat die Here vir ons sê. Ja, ons is dan oopsluit, moet ons weet wat God se woord sê. Ons moet weet wat God se karakter is. En ons moet dan die beloftes begin spreek, want jy kan nie oopsluit met geen verwagting nie, met geen geloof nie. So kom ons sluit dan oop met verwagting, ons sluit oop met geloof, en jy sê dankie dat die regte deur oopgaan. Dankie dat voorsiening kom, dankie dat genesing kom. En dieselfde dan teenoor toesluit. Jy sluit dit toe en jy sê, ek gee jou nie toestemming, siekte, ek gee jou nie toestemming om hier te wees nie, finansiële tekorte, ek gee jou nie toestemming om hier te wees nie, ek bind dit sal nie langer so wees nie. Ons het nie autoriteit oor ander mense se lewe nie, maar ons het autoriteit oor wat gaan gebeur, in ons eie lewe, ons kinders, ons kleinkinders se lewe, ons finansies, so kom ons verwag, dan as ons hierdie gebed bid, dat ons werklik sal glo, wat ons hier bind op hierdie aarde, sal gebind wees in die hemel, en wat ons hier oopsluit, sal oopgesluit wees. So kom ons neem elkeen hierdie verantwoordelikheid, hierdie autoriteit, en ons help en bemoedig ook ander mense. Baie keer bel 'n vriendin of iemand en sê, ek weet nie wat om te doen in hierdie geval nie, of help 'n bietjie. So kom ons bemoedig hulle dan ook met hierdie vers, om te sê, maar sluit dit toe. As dit nie van God kom nie, sluit dit toe. En as dit van God is, sluit hierdie beloftes, hierdie wonderlike beloftes oop. So daarom moet ons hierdie woord, ons kan nie genoeg klem lê, dat ons die woord moet ken nie, want hoe gaan jy weet, wat 'n beloftes daar is, wat 'n oplossing daar is, wat 'n antwoorde daar is, vir hierdie probleme. So as ons dan kyk, wat die geval ook al mag wees, is dit siekte, is dit finansiële tekortkoming, is dit jou kinders wat afgedwaal het, is dit familieverhoudings, is dit huwelike wat dit nie meer goed gaan nie, jou kinders op skool, dan weet ons mos nou, dit kom nie van God nie, so ons moet dit toesluit, en tree in vir daardie persoon, en staan en sê, maar jy sluit dit toe, of jy sluit dit oop. So kom ons maak hierdie week werklik, hy sluit oop en sluit toe. God het in ons die mag en autoriteit gegee, as ons dan verder in die woord kyk, in Filippense 2,
Daarom het God, ons het die autoriteit in die naam van Jesus, en daarom sê ons dat God ons verhoog om hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, die naam van Jesus. So as jy gediagnoseer is met kanker, dit het 'n naam. As die bank jou gebel het, dit het 'n naam. As jou kind siek is of nie vorder nie, dit het 'n naam. So kom ons roep die naam van Jesus oor hierdie omstandigheid. Jy weet nie altyd wat om te bid nie, maar kom ons sing soos daai liedjie, dat ons die naam van Jesus sal verklaar oor hierdie omstandigheid, die naam van Jesus sal verklaar oor hierdie storm, oor hierdie siekte, oor hierdie tekort, die naam van Jesus bo elke ander naam. En as ons dan ook kyk na Lukas 10:19, kyk, ek gee aan julle die mag om op slang en skorpioene te trap, en die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade doen nie. So kom ons leer dan ook dat hierdie slang en skorpioene is 'n voorbeeld van Satan se aanvalle, van storms wat nie van God kom nie. Ons neem autoriteit dan oor dit en sê, maar dit kom nie van ons Vader nie, dit kom nie uit liefde nie, dit kom om te steel, te moor en te dood te maak, so ons weet, dit kom nie van God nie, en ons neem dan autoriteit oor dit. Ek wil vra dat jy hierdie week werklik sal toepas, die oopsluit en die toemaak, ek laat dit toe, of ek laat dit nie toe nie, ek bind en bestraf dit kom nie van my Vader nie, dit kom nie uit liefde nie, so ek gaan dit nie aanvaar nie, en kom ons staan daarop, ons is so maklik, om te sê as dit God se wil is, maar baie keer is die verantwoordelikheid by ons, dat ons sal sê, dit kom nie van ons Vader nie, dit kom nie uit die woord nie, so ons gaan dit nie aanvaar nie. Ja, ons sien regtig dat die Here vir ons wil leer in hierdie tyd, om ernstig te wees oor gebed, hoe ons moet bid. Die Here wil ons, soos die Engels woord sê, equip. Hy wil vir ons voorberei om reg te bid, sodat ons in hierdie tyd, waar ons weet daar baie uitdagings daar buite is, te kan weet hoe om te kan bid en waarvoor ons moet bid. Ek wil vir julle ook voorlees in hierdie boekie van Pastoor Clemens Mann se gebed wat alles verander. Sy, wat is die motief van jou gebed? Wat is my en jou motief? Hy sê hierso, skryf pastoor, as jy verstaan mooi, ons het toestemming dat ons mag vra. Daar kom tye wat ons die fokus op onsself mag plaas. Maar hier is die groot geheim wat ek by u wil los. Die grootste meerderheid van ons gebede moet eerder vir ander wees as vir onsself. Jakobus 5:16 sê, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Gesond in finansies, gesond in verhoudings. Ons sien toe Job gebid het vir sy vriende, het ook sy lot verander. So die Here, as jy wil hê, iets moet, onthou, partykeer sê ons altyd, dit is, jy kan vir iemand bid, wat in 'n soortgelyke situasie was, want jy het empatie of simpatie met hierdie persoon. So dit is vir jou maklik om vir 'n persoon te bid met iets wat jy self deurgegaan het, want jy weet hoe dit in jou hart gevoel het toe jy in hierdie omstandighede was. Hoe word ons gesond? Dit gebeur wanneer ons vir mekaar bid. Hoe word jy gesond? Wanneer jy begin bid om vir ander te bid. Ons is so geneig wanneer dit nie goed gaan, nie sleg gefokus te wees op ons eie behoeftes wanneer ons bid. Maar die groot geheim van gebed wat alles verander is as ons prioriteite op gebedslys kan herrangskik en juis hierdie aaklige tyd verander begin bid. Dan gaan daar iets in ons omstandighede gebeur. Wat ek nou vir u sê, het ek self in my eie lewe en gesien en ervaar, sê Pastoor Clemens. Wat ek nou vir u sê, is 'n wenresep. Gaan toets dit gerus. Wil jy gesond word? Bid vir iemand anders wat genesing nodig het. Soek jy 'n deurbraak? Bid vir iemand anders wat 'n deurbraak nodig het. Soek jy vir 'n wonderwerk in jou finansies? Bid vir 'n wonderwerk in iemand anders se finansies. Die Christelike geloof is om onselfsugtig te bid vir iemand anderste. Soos Ansie vroeër gesê het, dat ons ook vir ander moet bid, dat ons moet leer om vir mekaar in te tree, sodat ons kan 'n modelgebed opbou, wat sê, Here, ek laaste. Ons moet leer, dit moet eintlik deel van ons wees, wanneer ons na gebed gaan,
voordat ons nou enige iets van onsself dink, en is 'n les wat ek van myself ook leer daagliks, om eers te dink aan die ander. Onthou 'n moeder, wanneer sy kos gee vir die kinders, dan versorg sy eers die kinders, voordat sy tot rus te kom en haar eie bord kos geniet. So daarom leer die Here ook vir ons, om eers vir ander te bid. Ja, soos in Matteus 5:44, kyk julle moet julle vyande lief hê, seën die wat julle vervloek en doen goed aan die wat vir julle haat en bid vir die wat julle beledig en vervolg. Ons is baie keer so vinnig om te reageer in die vlees, maar die woord sê vir ons duidelik, bid vir hulle wat jou te nakom, bid vir hulle wat jou beledig. So kom, soos Yvonne gesê het, kom ons leer ons elke dag om te bid vir ander, om ons eie begeertes net 'n bietjie agter te los en te bid, God se wil vir my lewe. Ek bid eers God se wil, voordat ek my eie wil bid. God se vrede vir my, 'n las vir ander mense, dat ek sal bid vir ander se behoeftes, voordat ek vir my eie behoeftes bid. Dat God werklik anders sal, ja, baie keer kom ons met daai shoppinglys net vir onsself, Here, ek wil 'n kar hê, ek wil kos hê, ek wil klere hê, Here, ek wil nuwe skoene hê, ek wil dit nie, daar's niks meer verkeerd nie, maar die fokus is verkeerd. Ons moet eers op God fokus, op ander mense, en dan op onsself. So kom ons leer dit elke dag, ons moet minder word, sodat hy meer in ons kan word. As ons so vol van onsself is, en ons fokus net op onsself, gaan ons baie keer begin kla. Jy gaan met baie seëninge sit, maar jy gaan nog meer en meer wil hê. Jy gaan met, soos die ou mensies gesê het, jy gaan kla met 'n witbrood onder die arm. Want jy wil net meer hê, jy wil net meer sien, jy wil 'n beter kar hê, jy wil duurder klere hê, maar kom ons leer om te fokus op die nood ook daar buite. So kom ons wil julle aanbeveel hierdie week, dat ons werklik sal bid vir sluit oop, sluit toe, en dan moet jy daai wonderlike verwagting hê, dat as die Here die deur oop maak, wat jy voorgebid het, dat dit 'n wonderwerk gaan wees, en as hy die deur toemaak, as ons dit gaan sluit, moet jy dit aanvaar, en jy moet wegdraai. Ons het ook geleer dat die Here nie een deur toesluit, en nie 'n ander beter deur oopmaak nie. So ons, baie keer wil ons eie wil aftrek, ons dink ons weet beter as God, maar baie keer as ons terugkyk in ons lewe, dan sien ons, hoekom daai deur toegegaan het. Baie jare later sien ons wat werklik se gebeur het. Dit was 'n beskerming, dit was 'n voorsiening, dat daai deur toegegaan het. So kom ons bid dan met hierdie verwagting, dat as ons hierdie gebed bid, van Matteus 18 en Matteus 16 vers 19, wat ons hier op die aarde bind, sal in die hemel gebonde bly, en wat ons oopsluit, sal oopgesluit wees. Ons weet dat daar nie siekte, daar's nie armoede in die hemel nie, so ons bid van 'n plek van oorwinning, omdat Jesus alreeds sy prys betaal het, omdat hy alreeds oorwin het, bid ons ook uit 'n plek van oorwinning. Baie keer sien jy dit nie, jy voel dit nie, jy ervaar dit nie, maar jy weet, dis wat God se beloftes, die woord vir ons voorsien, en die beloftes wat God vir ons moontlik maak, en dan begin roep ons daai beloftes in met hierdie sleutel. Ons bind daai beloftes wat nie van God kom nie, as dit iets is wat jy nie herken in die woord, en dan weet ons bestraf dit, ons bind dit kom nie van ons Vader nie, en ons gaan dit nie aanvaar nie. Ja, die tyd het vir ons ingehaal, so ons het nou nog net tyd vir die versoeke. Skryf asseblief neer die versoeke, bid saam met ons, en hou aan, bid en glo en vertrou. Pas hierdie sleutels toe wat ons vir julle gee, en gebruik dit tot uitbreiding van God se koninkryk, en ook die seën wat julle daarvan sal ontvang. Ons bid vir soveel mense wat in die wintertye weer siek is. Ons sien in ouete huise, die oues van daar wat regtig swak is. Ons bid regtig vir voorsiening. Baie van die instansies in die ouete huise is gebukkend onder finansiële druk. Kom ons bid en vertrou saam met hulle, dat die Here vir hulle deurbrake sal gee, sodat die weeshuise, ouete huise, 'n goeie gebalanseerde ete kan gee vir hulle mense in hierdie wintertye.
want dit is regtig belangrik dat die mense 'n goeie dieet sal volg, maar hulle kan dit nie doen as hulle nie die fondse het nie. So ek wil julle aanraai en ek wil vir julle vra, saai, ook in hierdie tyd wanneer dit met jou moeilik gaan, want hoe meer saad jy uitsit, hoe meer gaan jy terug ontvang. Die Here sê tog ons moet hom toets daarin en kyk of hy nie vir ons ingestamp sal gee nie. So kom ons bid, maar ook gee, want die Here sê, ek het vir jou 'n brood gevra, jy het my nie gegee nie. Ek het vir jou gesê ek kry koud en jy het my nie 'n kombers gegee nie. Ons ken daardie baie bekende verhaal. So kom ons wees nie net by woorde en bid nie, maar kom ons doen ook iets omtrent dit. Kyk wat jy vandag in jou omgewing kan doen. Kan jy dalk 'n broodjie gee vir iemand? Kan jy deel vorm van 'n groep wat kom sê, kom ons gaan vandag na die ouete huis en ons maak vir hulle 'n lekker sop. Kom ons vat vir hulle vars groente, kom ons vat vir hulle lemoene, kom ons vat vir hulle net ietsie lekkers. En so gee ons elkeen by. So daar is groot behoefte tussen ouete huise en kinderhuise reg oor die land vir dit. Hier in die Kaap, waar dit reën en koud is daar baie mense, hawelose mense, wat nie skuiling het nie. Ja, daar is skuilingplekke, maar hulle is ook vol. En daarom vra ons ook vir julle om uit te gaan, dalk vir hierdie mense 'n klein tent te kan gee, dalk 'n reënjas te kan gee. Daar is kindertjies wat op strate slaap en dit is hartseer vir ons om dit te sien. So kom ons maak 'n verskil, kom ons bid daarvoor. Ons bid vir werk vir mense, ons bid vir uitkomste, ons bid vir mense wat allerhande siektes het. Kom ons bid saam en ons vertrou die Here saam vir deurbrake. Ansie, sal jy vir ons bid asseblief? Ja, kom ons sluit dan vanoggend toe wat nie van God kom nie. Ons het 'n babatjie wat baie siek is, sy longetjies. Vader God, ons kom vanoggend na U toe en ons kom vra vir U dat ons dit toesluit. Ons gaan dit nie toelaat dat hierdie babatjie langer siek is nie. En ons sluit vanoggend volkome genesing oor sy lewe. Vader, daar is ook baie mensies wat versoek het, varkgriep, griepvirusse, ons hoor selfs van COVID weer. Ons sluit dit ook vanoggend toe. Dit kom nie van God nie, ons aanweier om dit te aanvaar. En ons sluit vanoggend genesing, volkome genesing. Ons spreek lewe oor hulle in die naam van Jesus. Ons sluit ook vanoggend toe swaks werksomstandighede, vals beskuldigings, hofsaake wat nie op grond is van die wette nie. Ons sluit dit toe en ons sluit vanoggend oop God se voorsiening, beter werksomstandighede, beter behuising. Ons spreek dit aan die hofsaak dat dit die waarheid sal wees en die waarheid sal seënvier. So ons sluit vanoggend oor elke kyker daar buite oop genesing, volkome herstel, God se finansiële deurbrake, goeie verhoudings. Ons sluit dit oop, God se seën en God se hand oor elke kyker daar buite. Ons bid dit als in die wonderlike naam van Jesus en ons dankie en ons loof U vir die wonderwerke, vir die genesings, vir die wonderlike getuienis wat gaan uitkom en dankie vir die wonderlike woord en dankie dat ons dit alles kan vra in die naam van Jesus. Amen. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Onthou die gebedsboekie van pastoor Clemens Mans, gebed wat alles verander. Bestel vandag nog jou kopie op die nommer wat op die skerm verskyn. R60 vir hierdie boekie. Bestel sommer een vir jou buurman, vir jou dogter, jou seun en maak 'n verskil in 'n ander een se lewe ook. Ons sê vir julle totsiens tot volgende keer. Ons sien daarna uit om met jou in gesprek te wees. Baie dankie dat julle saam gekyk het. Tot 'n volgende keer. Totsiens.